Goeiedag vriende, kan jy glo op 1 Januarie hierdie jaar 2026 het meer as 5000 mense saam met ons begin lees deur 'n oomblik in die woord, ons 1 jaar Bybel. Wat 'n voorreg om so saam op reis te wees hierdie jaar. Daarom wil ek jou persoonlik uitnooi. Ons gaan maandeliks tyd neem waar ons saam gaan kyk na die tekste wat gelees is en waar jy kan vra, kom vra jou vrae oor daai tekste waar ons was, of ons in Genesis was of waar ons ook al in die Bybel gelees het. En as jy dalk nog 'n Bybel soek, goeie nuus, nog 800 Bybels is nou weer beskikbaar. So gaan kyk nou by raymondlombard.com. Ek sien jou Woensdag aand by Wat sê die Bybel? So vriende, julle weet ons is besig mos met 'n reeks uit Lukas uit, né? En vandag is ons by Lukas 24. So maak jou Bybel oop asseblief, lees saam met my. En ek lees vanaf vers 13. Vanaf vers 13. En twee van hulle was dieselfde dag, onthou julle sy opstandingsdag, nee, ons het ons die afgelope 2 Sondae gekyk na die opstanding van Jesus uit die dood uit, nee. En nou lees ons, en twee van hulle was dieselfde dag, steeds op 'n Sondag, so Sondag, die eerste dag van die week, dis laatmiddag, en hierdie man is op pad na 'n dorpie, net so buitekant Jerusalem met die naam van Emmaus, en daar staan, so 8 myl van Jerusalem af, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem? En weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nasareëner, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. En hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos, maar nou is dit vandag met dit alles, die 3de dag vandat dit plaasgevind het, maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was. En toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en het net so gevind, soos die vroue ook gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? Hy het begin van Moses, al die profete af, en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Daarop kom hulle naby die dorp waar hulle op reis was, en hy het gemaak of hy verder wou gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal. En hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank. En hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken en hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie? Toe staan hulle in dieselfde uur op, hulle gaan na Jerusalem terug
en vind die 11 en die wat saam met hulle bymekaar was, wat sê die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. En toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien. En hy sê vir hulle, waarom is julle ontstel? En waarom kom daar twyfel in julle hart op? Kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie, en hulle verwonder, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Daarop gee hulle 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek, en hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. Ek meen, die man was honger. Maar hy het 3 dae in die graf gelê en die vorige dag het hulle hom vernuweer nog 4 dae gelede. So ek bedoel, Jesus was honger. Het julle vir iets om te eet, die kerels? Vader, dankie vir hierdie lieflike woord wat U nou ryklik in ons harte seën. Amen. So ek wil met jou praat oor die opstandingsliggaam van die gelowige wat vir jou wag. Dit kan binnekort wees, want onthou as die wegraping in die volgende week of maande plaasvind, kry jy opstandingsliggaam, jou nuwe verheerlikte liggaam, né? Want dit is asof dit sou wees asof jy die dood uit op te staan het, want al die wat reeds dood is in Christus, die afgelope 2000 jaar, hulle sal dit hê. Hoe lyk die opstandingsliggaam van die gelowige? Ek wil vir julle iets vertel. Hierdie week wat verby was, toe ek in Malta sit op die eiland, langs my, aan my regterkant, aan my linkerkant was Kobus, ons visievoorsitter, en op my regterkant het 'n man gesit van Libië. Ek het dit nie geweet nie. En tydens die sessie, wat daar getuienisse kom oor hoe die Christene gemartel word en wat hulle deurmaak, toe vra Steve, wat voor was, toe vra hy vir die man langs my, of hy sal opstaan om sy getuienis te gee. En sy vrou sit langs hom aan die ander kant, en hy staan op, en hy stap vorentoe, en hy sê, ek gaan dit nou in Afrikaans vertel, nie soos hy dit in Engels vertel het nie. Ek was 9 maande in die tronk, in Libië. Ek is 9 maande lank gemartel. Voor hulle my kom haal het mense my gewaarsku en sê, die polisie soek jou, en omdat jy die evangelie verkondig, en hulle gaan jou in die tronk werk. En hy het net besluit, hy gaan nie vlug nie, en hy het aangegaan met sy werk. Hy is toe in die tronk gegooi, en vir 3 maande het hy verskriklike dinge moes deurgaan. Hy sê, partykeer was daar 5, 6, 7 mans om hom, wat by beurte hom aangerand het en geslaan het. En wat hulle die hele tyd vir hom sê is, verloon net Jesus, dan kan jy uitgaan. You know, just get it in your head. Al wat jy hoef te doen is, jy hoef net Jesus te verloon en jy's vry. En hy sê, hy het met sy eie oë gesien, hoe Christene Jesus verloon het, en hulle die deur oopgemaak het, en hulle sê die tronk uit. Hy sê, but I couldn't do it. Ek kon dit nie oor my hart kry, om my Jesus te verloon nie. En hulle het my oorgeplaas na 'n ander tronk toe, en vir 6 maande is hy gemartel in die ander tronk. So hy was nou in totaal toe nou 9 maande in 2 verskillende tronke. Hy sê en op 'n dag, en alles wat hy deurmaak, en hoe hulle hom geslaan het, hoe stikkend hy was, en hy het ook vir hulle gesê, hulle 2 keer vir hom sê, kniel, dan vat hulle die geweer, die man, en hy druk geweer deur sy kop, en sy vang op die snelle, hy sê, as jy nie nou Jesus verloon nie, trek ek jy sneller. En sy woorde was, om te sterf vir my is 'n wins. Skiet my. As jy my skiet, gaan ek reguit hemel toe. En die man het nie gedoen nie. Tweede keer ook nie. Hy sê, en na 9 maande, wat hy alles deurgemaak het in die tronk, hy sê toe, kom een van die tronkbewaarders in sy kamer, in sy tronksel. Hy sê, kos kry nie eintlik nie, water is net ou water. Hy sê, dis gemors kos wat hulle jou gee.
Hy wil nie eens sê wat sy gemorskos dit is en wat jy moet drink net om te oorleef. En hy sê hierdie woorde, kyk, hy het geweet, as hy sterf, sal Jesus vir hom 'n verheerlikte liggaam gee. So hy het geweet, daar's 'n beter lewe hierna. Hierdie is nie die einde van die lewe nie. So, en hy het dit altyd geweet. En hy sê, die man stap in die sel in met sy selfoon en hy sê vir hom, bel jou vrou. Hy sê, en in my kop het ek haar nommer gememoriseer. Hy sê, ek gryp die foon en ek bel, en my vrou, wat sy weet ek was in die ander tronk vir 3 maande, het my weggevat, sy dink ek is dood. So na 6 maande, wat sy dink, haar man is al dood in die tronk, hoor sy stem, en sy gaan aan die skree en die huil, en hy sê die woorde van, hy sê, bly net stil, ek moet jou kan praat. Dis die tronk waarin ek is. Kry 'n prokureur en kom. En hy gee die foon terug vir die man. En die man vat die foon, en hy sit dit af, en hy sê vir hom, nooit ooit mag jy ooit sê, ek het my foon vir jou gegee. They will kill me and my family, everybody, we will be dead. Ek het my lewe gewaag om 'n selfoon in jou hand te sit om jou vrou te bel. Don't tell anybody ever. Natuurlik toe sy vrou met die prokureur by die tronk aankom, toe kry hulle magistraat, en hulle bring hom na vore. Hy sê die magistraat vra my net 2 vrae. 1, what is your name? And secondly, are you a Christian? Hy sê, ek gee hom my naam, en op die tweede vraag toe sê ek, yes, I am a Christian. Hy sê, hy het daar geskryf en goed, hy sê, gaan terug. Hy sê, die Here sê, hy het jou die tronk ontslaan. En hy sê vir die tronkbewaarder, hulle het my ontslaan. Hy sê, nee man, jy praat nonsens. Hy sê, ek is ontslaan. Hulle gaan kyk, en toe sê hy ontslaan. En hy gaan terug, en hy werk nou nog in Libië. Maar jy sien, jy kan dit net doen, wat hy gedoen het, as jy onwrikbaar glo in 'n opstanding. As jy onwrikbaar glo in die Here Jesus Christus. As jy onwrikbaar glo dat hy werklik, soos ons hier gelees het, uit die dood uit opgestaan het en aan sy disippels verskyn het. Alleenlik dan. Toe ek op die vliegtuig klim om terug te vlieg, en ek het niks gesê vir Neil en vir Kobus nie, maar hier in my hart, pyn dit die diep in my. Toe ek met al die ure wat ons moes vlieg, eers na Istanbul toe, en van Istanbul terug Kaapstad toe, met die pyn wat ek in my hart het is, die manne wat Jesus verloon het. Hoe kan jy met jouself leef? Hoe kan jy met jouself leef? As jy, omdat jy nie meer in die tronk wil wees, vir 'n kort tydjie op aarde, die ewigheid prys gee. Will you do that? Wat sal jy doen? Maar dis natuurlik 'n ander saak, né? Om hier te sit, cozy, in die Kaap, en ons het lekker reën gehad, dankie Here, afloop 'n paar, die nag wat verby is, paar uur. Wat sal jy doen, as so iets met jou moet gebeur? En onthou, dis nie die eerste keer wat ek dit beleef het nie. Welkom Dominee Frietel en Matthäus, ek en hy kom baie jare saam. Hy weet, en hy was hier toe ek getuig het 'n paar jaar terug, toe hy ons hoofmusikant en worship leier was, toe ek in China was, en van die Chinese pastore aan my vertel het, hoe van hulle 8 jaar gemartel is in 'n Chinese tronk. Jy sien, lewe die woord vir jou. Of is dit net 'n stuk papier met letters op? Hier staan geskrywe, dat die Emmausgangers, en later die ander disippels, dat die vroue deur die loop van die dag, soos ons sien die afgelope 2 weke, en Petrus, almal 'n ontmoeting met die verreëse Here Jesus Christus gehad het.
Dit verander jou lewe as jy werklik in die opstanding glo. Want die opstanding van Jesus is die hoeksteen van ons Christelike geloof. As jy daai hoeksteen uithaal, dan moet die hele gebou mekaar. Dan beteken die Bybel en Christus vir ons niks. As hy nog in 'n graf lê, dan wil ek vir iets sê. As jy na die vorige verse gaan kyk, van Lukas 24, en jy gaan kyk spesifiek in Johannes, hoofstuk 20, lees ons in vers 5, toe hy neerbuk, sien hy die doeke lê, Petrus, maar hy het nie Johannes, maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan, in die graf, en hy sien die doeke lê, en die doek wat by sy hoof was, sien hy nie by die ander doeke nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Vriende, luister na my. Die doeke is die stille getuienis dat Jesus opgestaan het. Want as hulle sy liggaam gesteel en weggevat, dan was die doeke weg. Die doeke was daar. Die Bybel sê, hulle het almal die doeke gesien lê. Hulle sien die doeke. Maar die een wat op sy hoof was, mooi opgevou een kant. Vriende, luister wat ek vir jou sê. Die doeke is die stille getuienis dat iemand wat in hierdie doeke was, is nie meer hier nie. Hy het opgestaan en hy lewe. Halleluja! Prys die Here. Hy leef. Daai doeke was die stille getuienis totdat Jesus Christus self voor hulle verskyn het en toe hy die lewende getuie dat hy leef. En toe word hulle almal sy getuies. Dis wat die wêreld verander het. Wat die wêreld verander het, is nie die wonderwerk wat die disippels gedoen het in die 3,5 jaar van Jesus se bediening. Wat die wêreld verander het, is toe hulle die opgestane verreëse Here Jesus sien, na hulle hom sien sterf het aan die kruis, opgestaan uit die doodheid, in sy verheerlikte vorm. Toe verander alles. Johannes kom soos in Openbaring 1, met sy verheerlikte liggaam, met 'n kleed aan pondores, tot op die voet hang. Toe sien hy met 'n kleed, met 'n hoëpriesterlike kleed, die ander kleed, die daar in die graf gelê en Jesus is daar uit, met 'n ander kleed. Toe hy daarvoor verskyn het, het hy 'n ander kleed gehad, hy opstandingsaand. Maar dieselfde liggaam. Die doeke was daar, maar nie die liggaam nie. Die liggaam wat voor hulle gestaan het, van vlees en bloed, en toe hy vir 'n stuk vis en heuningkoek geëet het, is dieselfde liggaam, presies dieselfde liggaam wat in die graf gelê het, wat uit die doeke is, en die doeke lê nog daar, maar nou aangedoen met heerlikheid. En die woordjie is doxa. Want die woordjie heerlikheid in Korintiërs 15, ons word aangeroep met 'n verheerlikte liggaam is doxa. En julle sal weet dat as ek in my wetenskapklas, toe ek in standaard 6 was, ek het wetenskapklas gehaat. I didn't like it. Want dan, jy moet soos 'n papegaai mos al die formules ken en leer, nê. Jy moet almal uit jou kop uit ken. Ek het nie daarvan gehou nie. Ek moet nogal sê ek het nogal van geskiedenis gehou. Ek nie gepla oor datums of goed nie, maar die wetenskapklas, al die formules, ek het nie daarvan gehou nie. Dat ek moes dit wat gaan ek daarmee maak? Vir die res van my lewe. My kop was altyd, wat wil ek maak met al die formules? Maar nou ja, dis deel van jou dissipline. Maar ek onthou, die juffrou het eendag 'n wit lig gevat, toe sit sy 'n prisma op die tafel, of ons iets te wys, en sy sê, sien julle hierdie wit lig? En die hele klas kyk, ja juffrou, ons sien, dis 'n wit lig daai. Sy sê, nee, lig is nie wit nie, dit is maar net alles, dit is maar net 'n illusie. En ons is like, nee juffrou, die lig is wit. Toe sy hom deur die prisma skyn, toe breek die lig, né? En toe hy breek, toe sien jy die pragtige 7 kleure van die reënboog. En sy sê, dis eintlik die kleur van lig. Daar is die lig. Kyk hoe lyk hy. Pragtig. Dis hoekom as jy hier in die Kaap ry, en hier so oor Lovers Lane, dat party mense dit noem, as jy hier oorgaan, en dan sien jy mos, as jy huis toe ry, dan sien jy hier die hele reënboog so oor die hele Kaap en Tafelberg, want wat gebeur is die son, die grade wat die son val, wat breek deur die druppels van die reën, wys vir jou die pragtige reënboog. So as gevolg van die angle wat hy inkom, sien jy, wow, dit is die pragtige reënboog. Al wat die Bybel vir ons sê is, daar wag 'n pragtige liggaam vir jou. Dit is die beste plek om te sê amen vir vandag, and you missed it. Om te dink, die krekels is weg, right? Die losvelle is weg, okay? Die cellulitis is weg, right? Woo! Ek bedoel, think what's coming. En miskien moet ons as gelowiges vir onsself die vraag afvra,
Maar Jesus se liggaam, toe hy opgestaan het, ek het maar net 2 dinge wat ek oor wil sê is, en Dominee Friedhelm, toe hy hier by my is, dan by die bank, toe sê hy, ek verwag jy moet vandag jou beste preek. Ek sê nee, ek het hom al lank al gepreek en vergeet. Ek sê, ek kan maar net sê wat in my hart is vandag, en dan lag hy so lekker. Ek het net altyd 'n ding, want hy predikers opgelei, studente, hoe om preke voor te berei. So ek weet hoe sy brein werk. In sy hele lewe, en ek kon nie glo, hy het vir 20 jaar gesit na my luister, elke Sondag, want hy luister met 'n baie kennige brein en verstand, en hy ontleed die struktuur van jou boodskap, en jy weet jou afdelings, en hoe jy dit doen, en ek verstaan, en hy het almal so opgelei, en dan kom ek hier so, en ek preek as 'n klas, en sê like, how did you do that? En ek is like, ek kan maar net sê wat in my hart is, wat die Here my hart gegee het, ek probeer niemand imponeer hierso nie, ek wil net vir jou iets sê, ek het net 2 goed om vir jou te sê. Jesus uit die dood uit opgestaan, met 'n verheerlikte liggaam, en hy het beloof, dat almal wat in hom is, sal soos hy 'n verheerlikte liggaam kry. Hy het 'n belofte gegee, so ons sit hier met 2 dinge. Die een ding wat ons mee sit is, hy het 'n verheerlikte liggaam gehad, en wat was dit? En wat is die belofte, dat ons dit ook gaan kry? That's it. Dit is so eenvoudig soos dit. So kom ons gaan kyk, wat ons wel sien is, as ons na die teks gaan, ons ontleed het, ek het gaan kyk na Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Nou as jy daar al 4 daai gaan kyk, en ook in Handelinge hoofstuk 1, want jy daai, en natuurlik ook Openbaring 1, dan wanneer jy daai 2 hoofstukke, behalwe die evangelies, bymekaar sit, dan ontdek jy die volgende. Dit is Jesus se liggaam, wat in die graf was, want ons gesê, hy's nie hier nie, hy het opgestaan, die graf was leeg, right? Hy was nie meer daar nie, daai liggaam, wat met daai liggaam gebeur het, Jesus, hy het 'n ander kleed aangetree, na hy die graf uitgekom het, dit het ons gesien, ook in Openbaring 1, hy het 'n ander kleed aangetree. 2, hy het sy identiteit behou. Was nie ander Jesus nie, is dieselfde Jesus. Hy het vir hulle gesê, daai aand, kom vat aan by, julle ken my mos, kom kyk, hier is die merke in my hand. 'n week later, toe kom my ongelowige Thomas daar aan, wat mos nie die aand daar was nie, 8 dae later, en toe Thomas daar aankom, want hy sê ons vir hulle, en dis mos 'n Thomas, nee, ek hoop jou naam is Thomas, die Thomas is mos die tweeling ongelowige, jy weet nie wat se besluit moet hy neem nie. Sy ongelowige Thomas, okay, maar in ieder geval, Thomas het 'n baie goeie ou geword, hy het die sendeling geword wat Indië gaan evangeliseer het, prys die Here vir Thomas, hy het reg gekom. Maar daai aand was hy nie daar nie, 'n week later, toe Thomas daar, en Jesus sê, kom hier Thomas, bring jou hand, steek dit in my sy, bring jou vinger, steek dit in my hand, moet jy ongelowig wees nie, maar glo, daar val hy neer, my Here, my God, toe hoor jy al die belydenisse uitstroom, right? Want toe het hy nou alles gesien. Hier is my ding, Jesus kon sy identiteit weerhou as hy wou, of hy kon sy identiteit toon as hy wou. Ek dink nie, ons sal ooit daai vermoë hê, wat ons verheerlikte liggaam, om as 'n ander persoon te verskyn, dat iemand my nie herken, en dit weer doen. Dit sal dink ek nie, is enige kind van God beskoor, om dit te kan doen nie. Jy sal jou identiteit behou, en, want ons het gesien, na die dood, het die ryk man van Abraham herken, en het vir Lazarus herken. Alright? En dit was Moses en Elia, nie 'n ander Moses en 'n ander Elia, wat op die berg van verheerliking met Jesus verskyn het. En dat Petrus hom herken het, was 'n openbaring van die Here. Petrus, Jakobus, Johannes het nog nooit vir Moses en Elia ontmoet, maar het onmiddellik herken, en geweet wie daai 2 manne is. Die Here het onmiddellik hulle geopenbaar. Wat ek wel weet, dat Jesus se liggaam, sy verheerlikte liggaam, is 'n liggaam van vlees en bene. Dit is so 'n liggaam. Maar hierdie liggaam is nie stoflik uit die stof van die aarde gemaak nie. God doen 'n nuwe werk. Hierdie liggaam van my vandag, wat jy sien, is uit stof, modder, grond, gemaak. En keer terug, as jy jou asem uitblaas, word jy weer stof. Word niks anders nie, jy word stof. Maar die nie stoflike gaan in die heerlikheid van die Here. Maar nou sien ons, dat sy verheerlikte liggaam is nie meer stoflik gebonde nie. Hy kan by deure wat gesluit is in en uitgaan, deur geslote deure. En hy kan eet met sy verheerlikte liggaam. Kan ek 'n amen kry? Dankie Here. Wel, ons weet ons eet van die boom van die lewe, right? Dit weet ons, Openbaring 22, ons eet van die vrugte wat die boom, wat elke maand 12 keer 'n jaar verskillende vrugte dra, dit weet ons. En vir die wat
krone kry en saam met Jesus konings en priesters is in die 1000 jaar vrederyk. Weet ons, die Bybel sê in die 1000 jaar wanneer die Middellandse See deur die Jerusalem hardloop, want die berg skeur oop van noord na suid en die water vloei dwars deur tot in die dooie see, sal daar weer vissers staan. As jy lus is vir 'n stukkie vis, dan kuier 'n bietjie vir een van daai manne wat vis vang. En as jy van vis vang hou, there's your opportunity. Jesus is nie tydruimtelik gebonde nie. En dat hy met dieselfde liggaam opgestaan het, want die engele sê, kom kyk, hy sê hier nie, hy het opgestaan uit die dood uit, en dat hy met dieselfde liggaam in die hemel opgevaar het, dit is so. Wie is die ding? Watter verandering ook al intern gebeur het, al wat die Bybel vir ons sê, ons word met heerlikheid aangedoen, ons kry 'n ewig verheerlikte liggaam, wat nie kan sterf nie, wat nie kan oud word nie, ek sê wat nie kan oud word nie, wat vir ewig hou, wat nie sonde doen nie, wat nie siek word nie, wat nie begrawe word nie. Dis die liggaam wat ons sien van Jesus, wanneer ons na hom gaan kyk. So watter tekens dit mee aangedoen is, wat ek wel weet in my Bybel, is as ek na daar's een hoofstuk in jou hele Bybel, en snaaks genoeg, alhoewel ek hieroor praat, gaan ek die hoofstuk vir jou lees, gaan ek 4 verse aanhaal. Daar's een hele hoofstuk in jou Bybel wat gespandeer word aan die opstanding, en dit is in 1 Korintiërs 15. Okay, nou het ek dit vir jou gegee. Jy kan enige tyd gaan lees 1 Korintiërs 15. 'n hele hoofstuk in jou Bybel, alles oor die opstanding. Daar's net 4 vrae wat ek wil hanteer uit die hele hoofstuk uit, wanneer dit kom by ons opstandingsliggaam, want ons het nou Jesus in gesien, hoe hy verskyn, en ons ken almal die evangelies. So hier is my vraag. As dit kom oor my liggaam wat ek by die Here ontvang, hoekom gaan ek 'n liggaam kry? Want die Bybel sê, as die gees van hom wat Christus uit die dood uit opgewek het, in julle woon, wat sê Romeine 8, die gees wat Christus uit die dood opgewek in julle woon, sal hy julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. So hy gaan sterflike liggaam. Sterflike liggaam. Hierdie is 'n sterflike liggaam. Die Bybel sê, ek het nou 'n sterflike liggaam, maar ek kry 'n onsterflike. Ek kry 'n onverganklike. 1 Korintiërs 15 sê, 'n onverganklike, onsterflike liggaam. Hierdie is 'n sterflike. Ek leef met my sterflike liggaam, maar daar wag 'n onsterflike, onverganklike, verheerlikte liggaam vir die kind van God. Dis wat vir my en jou wag. En natuurlik, as ons gaan kyk wat sê 1 Johannes 3, want in 1 Johannes 3 staan daar tog baie duidelik, ons is nou kinders van God, en dis openbaar ons sal wees, maar ons weet dat as hy verskyn, ons aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Hy selfde verheerlikte liggaam. En hier is die mooi ding van Romeine 8, né? Vers 28 en 29 wat sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. En dan sê hy, want die wat hy van tevore geken het, het hy van tevore verordineer, bepaal, 'n vaste bepaling, Gods bestel. God het dit so beskik. Die wat hy van tevore geken het, wat in Christus is, het hy van tevore bepaal, verordineer, beteken vasgestelde bepaling, deur God, kan nie verander nie. Dis vas. Wat het hy bepaal? Dat ons sal gelykvormig wees aan die beeld van sy seun. Ons gaan almal dieselfde verheerlikte liggaam kry as wat Jesus het. Wow. Dis wat vir my wag. So, nou vra mense vir Paulus, ja Paulus, maar jy praat so oor die wederkoms van die Here en oor die opstanding van die Here en met wat se liggaam sal hulle kom? So in 1 Korintiërs 15 vers 35, hy sê, o, julle skryf vir my briewe en iemand sê, ja, maar hoe word die dode opgewek en met hoe danige liggaam kom hulle? Ek is hierdie vraag al honderde kere in my Bybelskool gevra in my lewe. Almal wil dit weet. Hier is die vraag. 1 Korintiërs 15:35. Hoe word hulle opgewek uit die dood uit, met hoe danige liggaam kom hulle? En Paulus sê, ek het vir julle die antwoord. En sy eerste antwoord is, hy sê, ons verwag dat hy ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te wees aan sy verheerlikte liggaam. So vir die Filippense het hy iets anders gesê as wat hy vir die Korintiërs sê. Vir die Filippense sê hy, hierdie liggaam wat ek nou het, is 'n vernederde liggaam. Want hy kom uit die modder, uit die stof van die aarde. Dis 'n vernederde liggaam, kom uit stof. Hy sê, maar hy gaan dit verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam. So jy die belofte, dis die belofte ek vir jou sê.
So, en wat is die belofte? 'n verheerlikte liggaam gaan ek en jy kry. So nou is die vraag, maar die hoe en die wat van die verheerlikte liggaam. Paulus, hy sê, ek sal vir julle 4 dinge sê. Punt 1, in vers 42, soos die opstanding uit die dode, daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid. So hy sê, jy het nou 'n jy het nou 'n aardse liggaam, 'n verganklike liggaam. Hy sê, maar in die plek van hierdie liggaam, in die plek van hom, hy gaan verander, kom daar 'n onverganklike liggaam. So dit beteken, my opstandingsliggaam se krag kan nie verswak nie. My krag kan nie afneem nie. Dit is verhewe bo dood en verderf. Dit kan nie verderf nie. Dit gaan nooit weer na 'n graf toe nie. Daar sal nooit 'n begrafnis wees nie. Want Jesus kan nie weer begrawe word. Hy kan nie weer sterf nie. So ek kry dieselfde liggaam as hy, kan nie sterf nie. So die eerste een is onverganklik. Tweede ding is, jy vra die liggaam wat die Here vir my het. Hy sê dit sal 'n verheerlikte liggaam wees, vers 43. Daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid. En daai heerlikheid, so dit beteken my huidige vleeslike liggaam, hierdie vleeslike liggaam van my, weens die sondeval, is een van oneer. My liggaam is 'n liggaam van oneer, want dit het geval deur die sondeval. Maar die een wat kom, nou op die oomblik, ja, dit kan selfs misvormd wees. Ek kan gebreklik wees. Ek kan sieklik wees. En my liggaam uiteindelik word al hoe swakker en sterf. In oneer, die liggaam. Niemand wil met 'n lijk sit nie. Jy moet jou dode van jou wegbêre. Jy bêre nie vir pa of ma in die kamer langs jou in die huis nie. Dit gaan verderf. Dit gaan ontbind. Die wurms gaan dit opvreet. En jy wil dit nie hoor nie. Die maaiers gaan kom. Wie wil dit hoor? Want dit is ons liggaam. Dit gaan tot niet. Maar die belofte van die Here is, daar word opgewek in heerlikheid. En daar het ons die woordjie doxa, wat beteken vir ewig verheerlikte liggaam. Dis die belofte vir elke kind van God, die wat in Christus Jesus is. Nou, die gelowiges wat gesterf het, die afgelope 2000 jaar, hulle liggaam lê in die graf, maar hulle is in God se teenwoordigheid in die paradys, en hulle het op die oomblik 'n hemelse liggaam. 1 Korintiërs 15 sê, daar's aardse liggame en daar's hemelse liggame, en dan is daar nog verheerlikte liggame. En so wat hulle het 'n hemelse liggaam, maar nie 'n verheerlikte liggaam nie, want met die wegraping moet hulle kom, dan word die grafte gaan oop, en dan kry hulle eers hulle verheerlikte liggaam. So as jy nou hemel toe gaan, en jy moet vandag afsterwe, jy het 'n liggaam, en jy het klere aan, ontspan, jy gaan nie naak aankom nie. Paulus sê, ons is naak sonder hy liggaam, maar die Here het vir ons 'n liggaam, en daar's 'n kleed, en jy sal uitgesort wees, tot die dag van die wegraping. So jy kan ontspan, jy hoef nie te stres daaroor. Maar dis nie al nie. Dis 'n liggaam van krag, want hy sê in vers 43, daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. So dit is geen uitputting, geen vermoeienis, nooit weer moeg tot in alle ewigheid nie. En dan die vierde ding wat hy gesê het rondom die liggaam, hy sê in vers 44, 'n natuurlike liggaam word gesaai en 'n geestelike liggaam word opgewek, en jy sal dink, 'n geestelike liggaam, so spookasem, soos 'n miswolkie, soos 'n wasempie. Nee. Ons praat nie daarvan nie. Wanneer die Bybel sê geestelike, bedoel die Bybel 'n geesvervulde liggaam waar die volheid van die Gees vir ewig in ons woon en daar geen sondige vleeslike natuur meer sal wees. So vriende, met dit alles in ag genome, ons weet, daar wag vir ons 'n verheerlikte liggaam. Dis hoekom my broer van Libië, wat langs my gesit het, bereid was om vir 9 maande te ly in 'n tronk. Dis hoekom my broers in China bereid is om vir 8, 9 jaar, ek ken mense wat tot 14 jaar in 'n tronk was. En ander het dit nie oorleef nie, hulle is dood. Maar hulle weet om 'n beter opstanding te verkry. 'n Beter opstanding. Daar is vir ons 'n beter opstanding in Christus Jesus. Daar's 'n laaste opstanding, en jy wil nie daar wees nie, want die laaste opstanding gaan almal na die wit troon toe. Jy wil nie daar wees.
Jy wil deel hê in die eerste opstanding. Die Bybel sê, almal wat in Christus is 'n deel aan die eerste opstanding. So vandag, vriende, hier is ons. Hier is die nagmaaltafel. Wat 'n oomblik om uit hierdie skrifte uit dit te vier. Ons het gelees hoe Jesus op die dag uit die dood uit opgestaan het, met die Maasgangers verskyn het en toe aan sy disippels en brood gebreek het en saam met hulle geëet het daar en vis geëet het die aand van sy opstanding uit die dood uit. So die nagmaaltafel, hierdie tafel bied my 'n geleentheid om my geloof teenoor die Here te verklaar en sê, Here, dankie dat U my sondes vergewe het. Dankie Jesus dat U die prys betaal het en dat U op die koop toe vir my 'n verheerlikte liggaam gaan gee om vir ewig by U te woon. En jy sit miskien hier en jy's miskien sieklik of jy voel miskien iets het met jou gebeur en jy's teleurgestel en dis nie wat jy verwag het hoe dit met jou sal wees nie. Wel hier vanoggend hier by ons, daar sit Doempie en sy vroutjie en hulle skryf en stuur net nou 'n boodskap net voor die diens vir Shalyn. En sy bring dit vir my en sy gaan tik dit nou hierso in die kerkdiens reg voor die oggenddiens. Sy sê vir my, kyk wat stuur sy vir my. Ek sê gee vir my, ek sal dit vir die gemeente lees. En hier sit die twee mense en hulle sê ons wil die Here eer vir sy goedheid vir Doempie se behandeling en die genesing wat alreeds plaasgevind het. Hulle het nie gedink hy gaan lewe nie, kyk hoe goed is die Here. Hier sit hy en hy vertrou die Here. Dankie vir die gemeente se gebede en belangstelling. Ons waardeer dit, alle eer aan die Here. Ons harte brand in ons. Ons het gelees toe Jesus met hulle oor die skrif praat, toe brand hulle harte net om dankie te sê saam met die gemeente. Ons het 'n getuienis saam met baie ander. Hier sit hulle vandag en hulle kan ook deel hê aan die tafel. Die Here het hom gespaar. Die Here se genade was oor sy lewe. Wat wil jy vanoggend by die nagmaaltafel vir die Here sê? Of wat vra jy vandag van die Here? Wat wil jy hê moet die Here doen? Of is jy op 'n plek waar jy wil niks vra nie? Al wat jy wil doen is, jy wil net vir die Here sê, dankie. En dan bedoel ek daarby, Here, dankie vir hierdie belofte, hierdie wonderlike belofte, die belofte dat U vir my 'n verheerlikte liggaam gaan gee. Wow. Ons verdien dit nie. Ons is dit nie waardig nie. Om 'n liggaam te hê soos Jesus. Ek bedoel dat hy in my kamer gestap het en dit myself kom sê het. Daar's my boek in die ingangsportaal in die media center aan Walvisbaai. Dat Jesus in my kamer kom loop het, by my kom staan het, homself persoonlik en vir my die belofte gegee het, hy gaan my eendag 'n verheerlikte liggaam gee. Wow. Wanneer ek my Bybel lees, ek sê altyd vir Amanda, ek lees dit in die Bybel, dan sê ek dink daar's baie mense wat kan loop en sê, en Jesus het dit vir myself kom sê in my kamer. Ek sê nie, lees ek dit nie, uit sy eie mond. Vriende, hoekom hy die dinge soms met sommige mense doen? Ons het nie antwoorde vir dit. Ons kan dit nie altyd rasionaliseer nie. En ons kan nie ons geloof bou op gevoelens nie. Het jy geweet dat die woord gevoel verskyn in die Bybel so? Dis geloof. Do you really, really believe with your whole heart dat hy uit die nadat hy gekruis uit die dood uit opgestaan het? En jy sê, Here, ek glo vandag en ek gaan hierdie brood neem as die sinnebeeld van U liggaam wat gesterf het, wat uit die dood uit opgestaan. En wanneer ek van hierdie beker drink, is dit die bloed van vergifnis wat vir my gestort is. En ek het deel aan U dood, maar dan het ek ook deel aan die opstanding. Dis hoekom jy jou laat doop het. Think about that. In Romeine 6, ons het die afgelope weke, hoeveel mense, elke tweede week het ons mense gedoop al van verlede jaar af. En die Bybel sê in Romeine 6 vers 4, ons is saam met hom begrawe deur die doop in sy dood, sodat ons soos hy in 'n nuwe lewe kan wandel. Dis hoekom ons dit gedoen het. Jy het jou laat doop as 'n getuienis, ek glo my liggaam gaan ook eendag in 'n graf beland tensy die Here kom, maar soos wat ek uit hierdie water uit opstaan, sal ek met 'n verheerlikte liggaam opstaan. En vandag
kan jy dit bevestig. En miskien het jy iets om oor te bid. As dalk iets wat aan jou kleef in jou liggaam, kan 'n siekte wees of iets wat jy God voor vertrou. Sal hulle wat die tafels bedien, ons het 2 tafels, ons het ook bo vir die boonste auditorium en hieronder. Sal hulle wat hulle voorberei het om my te kom help asseblief vorentoe kom. Musikante, neem julle plekke in. Op hierdie opstandingsdag van die Here wat ons dit herdenk. En ek het dit mos dan nie so die boodskap in die jare, in die maande wat verby is bepaal het moet vandag wees. Die Here het net beskik dat hierdie boodskap val op hierdie dag. Dit is ook net 'n godsbeskikking. Paulus sê ek het van die Here Jesus ontvang die nag waarna hy verraai is, hy brood geneem en nadat hy gedank het, het hy gebreek. Here, dankie vir hierdie brood wat ons almal al kan deel hê vandag. Die spys, Jesus se liggaam vir ons gegee. Amen. En dan die beker na die ete met die woorde, doen dit so dikwels julle daar uitdrink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as dit julle van hierdie brood eet en van hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. Totdat hy weer kom. Ander woorde, hy het opgestaan. Hy is nie dood nie. Ons kan van sy kruisiging praat, maar hy hang nie meer aan 'n kruis nie. Ons kan oor sy graf praat, maar hy lê nie meer in 'n graf nie. Ons kan van die doeke praat, maar sy liggaam is nie meer daar nie. Hy het opgestaan. En as die gees van hom, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, in julle woon, sal hy ook julle sterflike liggame lewend maak. Geef ons broers en susters. Hierdie is 'n wonderlike oomblik vandag waar ons as kinders van die Here uit ons hart uit kan dank vir hierdie wonderlike beloftes van 'n nuwe verheerlikte liggaam in 'n ewigheid saam met hom. Wat 'n wonderlike saak wat God vir ons voorberei het. Het almal 'n broodjie ontvang? Ek glo julle daar by die huis, julle wat saam met ons is, jy het jou broodjie en jy het jou druiwesap, wyn gereed. Kom ons geniet dit saam. Kom ons eet saam. En alles in herinnering die beker van die Nuwe Testament in my bloed, uitgestort tot vergifnis van baie se sondes. Kom ons drink saam.